spysverteringsstelsel. Kos beweeg heel eers deur die mond. Kos gaan in jou mond as jy begin eet. Jou tande kou die kos klein, sodat dit makliker gesluk kan word. Jou tong help om die kos in jou mond rond te beweeg. In jou mond is daar speeksel of andersins kwyl, wat die kos nat maak en begin om af te breek, veral kos wat stysel bevat, soos brood of rys. Daarna beweeg die kos deur die slukdarm. As jy klaar gekou het, sluk jy die kos in. Die kos beweeg deur 'n lang buis wat die slukdarm genoem word. Hierdie is die lang buis wat die slukdarm genoem word. Die spiere in die slukdarm druk en trek om die kos stadig af te breek tot binne in die maag. Hierdie is die maaggedeelte. Reg. Die kos kom nou in die maag. Die maag meng die kos met maagsappe wat help om verder af te breek. Die kos verander in 'n papmengsel. Hierdie mengsel beweeg stadig aan na die volgende deel van die spysverteringsstelsel. Volgende is dit die dun darm. Die papkos beweeg nou in die dun darm. In die dun darm word die kos nog verder afgebreek deur gal wat van die lewer afkom en die spysverteringsstelsel wat uit die pankreas uitkom. Die voedingsstowwe in die kos soos vitamiene, proteïene en suiker word deur die mure van die dun darm opgeneem. Hierdie voedingsstowwe gaan dan in jou bloed in en dit maak dat jy kan speel, groei en rondbeweeg. Laastens die dikdarm, wat oorbly nadat al die voedingsstowwe uitgehaal is. Wanneer al die voedingsstowwe uitgehaal is, beweeg hierdie mengsel na die dikdarm toe. In die dikdarm word water en sout uit die oorblyfsels uitgehaal en dit wat oorbly word ontlas.